Vraag vraag episode 32 en vandag het ons geen tyd om te mors nie. Kom ons begin sommer direk en vinnig. Vinnige vrae met vinnige en direkte antwoorde. Do you guys have an escape plan if the government tries to end Orania legally or violently? Orania is die escape plan vir Afrikaners. Dit is alreeds die volgende opsie. Dinge in Suid-Afrika vergaan, ons kultuur in Suid-Afrika trek aan die kortste end. Afrikaners word behandel soos tweede klas landsburgers. Orania is ons oplossing vir hierdie krisis. Dit is die alternatief tot 'n mislukkende Suid-Afrikaanse stelsel. Nou, dink jy miskien aan 'n ontsnappingsplan uit Orania? Wel, ek is seker baie mense het 'n plan B as dinge hier nie uitwerk nie. Net soos baie mense 'n plan B het as dinge in Suid-Afrika nog vererger. Maar ek is net so seker dat daar ook baie mense is wat tot die bitter einde hier sal wil bly en sal wil staan vir dit waarin hulle glo. As Oraniërs is ons egter nie besig met 'n oulike projekkie, wat as dit nie uitwerk, dan gaan ons net normaal voort met ons lewens op 'n ander plek nie. Die pelgrims van Amerika het nie in 1620 op die Mayflower skip gespring sonder sekerheid nie. Jan van Riebeeck het nie in 1652 aan die Kaap geland sonder sekerheid nie. Oraniërs bou nie 'n tuiste op 'n fondasie wat vir ons wankelrig is nie. Jy is nie werklik besig met 'n vryheidsstrategie as jy die helfte van jou hulpbronne aanwend tot 'n tegemoetkomingsstrategie nie. Nou ja, natuurlik weet ons nie wat die toekoms vir ons inhou nie, maar ons spandeer nie ons energie aan ontsnappingsplanne nie. Wat doen ons eerder as om ons tyd en hulpbronne te mors op ontsnappingsplanne? Wel, ons laat vir ons beweegruimte. Ons wees nie hardkoppig nie. Ons is goeie bure en goeie burgers. Ons is diplomaties sterk en maak eerder vriende as vyande. Ons oorweeg en ons oorweeg versigtig. Dit beteken dat ons vir ons ruimte los om verskillende opsies te toets en geleentheid gee om van strategie te kan verander indien nodig. Ons hardloop nie blindelings in 'n donker tonnel af en hoop vir die beste sonder enige beplanning nie. Nee, ons is sorgvuldig en versigtig, maar ons is verseker standvastig. Johannes Raal uit Heilbron. Hoekom implementeer julle 'n positiewe wetstelsel vryheid tot eerder as 'n negatiewe vryheid van? Nou, ek is nie so seker of dit 'n wetstelsel is soveel as wat dit 'n mentaliteit is nie. Maar jy is heeltemal reg. Ons gebruik veel eerder die term vryheid tot as vryheid van. Nou, daar is verskeie redes daarvoor, waarvan die belangrikste 'n slagoffermentaliteit is. Jou woordeskat het 'n groot invloed op jou ingesteldheid. Afrikaners verval nie in 'n slagoffersmentaliteit nie, gedeeltelik as gevolg van ons woordeskat. Afrikaners is bouers. Ons sal self. Vryheid deur arbeid. 'n Boer maak 'n plan. Klink hierdie stellings vir jou bekend? Ons is lief daarvoor om eerder ons eie probleme op te los, as om te wag vir iemand anders om ons uit ons elende te kom red. Daarom sê ons ook dat ons wil vry wees om iets te doen. Dit is 'n positiewe ingesteldheid. Ons wil vry wees om ons eie taal te praat, om ons eie geloof te beoefen, om ons eie besluite te kan maak en om dit te kan uitvoer. Nou, daar is beslis dinge waarvan ons wil vry wees ook, maar ons is nie skaam om dit te sê nie. Diskriminerende swart bemagtigingswette is iets waarmee ons lynreg verskil. Onregverdige kwotastelsels en beleide wat mense volgens ras kategoriseer, eerder as volgens meriete, is mos absurd. Grondonteiening is iets wat ons eenvoudig net nie voor kan staan nie. Hierteen is ons sterk uitgesproke. Maar wees versigtig dat jou identiteit nie gaan lê in jou reaksie op iemand anders nie. Die verskil tussen Afrikaners en instellings soos die ANC is dat Afrikaners mekaar opbou deur vir mekaar te vertel tot hoeveel ons in staat is. Nou, die ANC vertel net deurlopend vir hulle mense hoe erg hulle in die verlede onderdruk is en dat hulle nie self tot opheffing in staat is nie. Laat ons nooit onderdrukking ons primêre identiteit maak nie. Ons is nie dieselfde nie. Wag net gou 'n bietjie. Wat is hier aan die gang? Nie hier nie, hier. Slegs 33% van julle wat hierdie video kyk, is ingeteken op die Orania Beweging se blad. Klik nou op subscribe om seker te maak jy mis nooit 'n video nie. Dit help ons meer as wat jy dink. Hoekom probeer julle nie met Solidariteit of AfriForum gesels om 'n universiteit in Orania te bou nie? Dit sal Orania se ekonomie baie laat groei en beleggers lok. Orania lê al reeds die strategiese fondasies om 'n universiteit hier te kan oprig. Bo Karoo Opleiding is Orania se eie tersiêre opleidingskollege. Nou BKO bied 'n verskeidenheid van tegniese grade en al studente kom van reg oor Suid-Afrika, selfs van ander lande af.
Op hierdie stadium bied BKO hoofsaaklik tegniese ambagte en landbougrade aan, maar is besig om te groei teen 'n snel tempo. Natuurlike groei is bitter belangrik. Toe BKO begin is in 2019, toe was daar slegs 5 studente. Nou dink jy as mens byvoorbeeld in 2019 'n kampus gereed vir 10,000 studente gebou het, dat daar ewe skielik 10,000 studente sou wees. Toe Orania in 1991 gekoop is, het daar 13 gesinne ingetrek. Nou daar was oor genoeg plek, waarom was elke huis nie sommer ewe skielik vol nie? Nou die antwoord is eenvoudig dat dit nie is hoe 'n mark van skaal werk nie. Dinge moet natuurlik ontwikkel. Solidariteit en AfriForum is groot ondersteuners van Orania en het al op baie verskillende maniere bygedra tot die ontwikkeling van 'n Afrikaner tuiste hier in Orania. Maar 'n mens koop nie vryheid nie. 'n Mens bou daaraan baksteen vir baksteen. Voordat daar 'n college was daar niksie. Vandag sit ons met skole, kleuterskole met honderde kinders, laerskole met honderde kinders, hoërskole met honderde kinders, selfs 'n college met honderde studente. So verloop die natuurlike groei in Orania. En dit is hoe ons hierdie gemeenskap gaan bou. Wat is die volgende groot projek vir Orania? Van stad na streek, na staat en selfs verder. Orania se volgende groot teiken is 10,000 inwoners. Ons grondgebied laat dit toe en ons is besig om ons infrastruktuur op te gradeer daarvoor. Orania se rioolstelsel is byvoorbeeld alreeds groot genoeg om 10,000 inwoners te kan akkommodeer. Orania projek is wel 'n interessante term, want sodra mens bietjie daaroor begin dink, dan besef jy dat daar in hierdie sin nie 'n Orania bestaan nie, maar wel verskillende Oraniërs en Orania instellings. En dan in hierdie sin verskillende instellings en verskillende Oraniërs se verskillende projekte. Byvoorbeeld, die Sakekamer is besig om die volgende weergawe van die ORA uit te bring. Die Orania Dorpsraad en die Stadsboufonds is besig om 'n toegangsroete tot Orania te teer. Die Orania Ontwikkelingsmaatskappy is besig met 'n groot 3-dubbelverdieping gebou. Hier by die Orania Beweging het ons in die afgelope paar weke baie belangrike internasionale skakelings gehad. Orania CVO skool bou rugbyvelde wat duisende besoekers gaan lok. BKO, die opleidingsentrum, is besig om nog klaskamers en nog werkwinkels aan te bou. Daar is dus nie 'n Orania wat hierdie projekte aanpak nie, maar 'n klomp verskillende instellings wat Orania se groei beïnvloed. Dit is Oraniërs en Orania instellings wat hulle eie besluite in Orania se vrye mark maak. Maar tog het dit 'n groot invloed op die groei van Orania as 'n gemeenskap. So ek het nou sommer vir jou 'n klomp nuwe projekte genoem. Hou ons sosiale media dop en dan kan jy sommer self besluit watter een van hierdie klomp die volgende groot Orania projek genoem kan word. Roan uit Stellenbosch, is dit moontlik vir Afrikaners wat nie in Orania woon nie om in Orania te belê? Ja Roan, dit is. My heel eerste stukkie raad sal wees om Orania te kom besoek. Hier is verskillende geleenthede en dit is wys om eers self te kom kyk wat aangaan voordat jy groot finansiële besluite maak. Kom kyk na eiendomsbelegging vir die langtermyn. Kom besoek Orania se eie koöperatiewe bank, Orania Spaar en Krediet. Kom gesels met die mense van Orasol, Orania se onafhanklike kragvoorsiening, oor lenings en finansiële opbrengste op daardie lenings. Kom vind uit oor die groeifonds en hoe jy daar kan belê. Hierdie is maar 'n paar maniere wat jy kan oorweeg, maar die beste manier is om Orania te kom besoek en eers self te kom kyk. Nou een van die maniere wat jy nou alreeds 'n gedeelde belang in Orania kan kry is om aan te sluit as 'n lid van die Orania Beweging. Ons lidmaatskap is regtig nie duur nie. Teen R50 'n maand het jy reeds 'n gedeelde belang in hierdie gemeenskap. Dit is jou bewys dat jy alreeds bydra, dat jy alreeds 'n aktiewe ondersteuner en bouer van Orania is, al kan jy nie noodwendig al hier bly nie. Dit wys dat jy die saak ondersteun. Dit maak van jou meer as net 'n Orania aanhanger, maar eerder 'n volwaardige lid van die Orania Beweging span. Sonder die lede van die Orania Beweging kan ons nie doen wat ons hier doen nie en sou ons nie dieselfde suksesse kon bereik nie. So, baie dankie aan elkeen wat reeds 'n lid is. Hier kan jy sien watter invloed jou bydraes het. En as jy nog nie 'n lid is nie, maar vandag wil deel raak, volg gerus die skakel in die eerste kommentaar van hierdie video. Dit bring ons aan die einde van nog 'n episode van Vra jou vraag, episode 32. As jy gehou het van hierdie episode, onthou om op die duimpie te klik en teken in om seker te maak dat jy nooit enige video's van die Orania Beweging mis nie. Vryheid in ons tyd, tot volgende keer.